Vandag kyk ons in graad 11 na die kwadratiese vergelykings en vergelykings met tan wat sin of kos het op bladsy 182 van die handboek. En huiswerk is oefening 20 op bladsy 83 alles. Oefening 21 op bladsy 183 ook alles. Ons gaan hierso eerstens begin kyk na die kwadratiese vergelyking self. As ons na hierdie kwadratiese vergelyking kyk, sin kwadraat x minus cos x sin x. Nou as ek hierso kyk, kan ek sien dat daar is gemeene faktor sin wat ek kan uithaal. So ek gebruik nou my algebraïese vaardighede om dit op te los. Ek gaan haal sin x uit as die gemeene faktor, dan het ek dit. So dan het ek twee oplossings. Ek het vir sin x is gelyk aan 0 en sin x is gelyk aan 0 is daai standaard ene wat jy altyd moet onthou is 0 grade plus 180 grade. Dit het self elke keer herhaal. Die ander enetjie wat ek gelyk kan stel aan 0 is die sin x minus cos x. En al wat ek doen is ek tel cos x aan beide kante op, ek kry sin x is gelyk aan cos x. En dis nou waar ons gister was. So ons deel deur cos x sodat ons dan nou vir tan x kan kry. Tan x is dan gelyk aan 1 en ons weet dat vir dit om 1 te wees is daardie x dan gelyk aan 45. So 45 nou herhaal homself elke 180 grade en dit is ons twee oplossings dan vir daai betrokke kwadratiese vergelyking. So dis die eerste ene wat ons gebruik is waar ons gemeene faktor kan uithaal. Die volgende ene is dat ons basies dit kan sien soos 'n bestaande vergelyking. Al wat ons doen is ons vervang hierdie sin x kan ons vervang byvoorbeeld met x. So as ons dit nou sê, dan kan ons sê dat dit is 4x kwadraat plus 5x minus 6. En as ek dit nou in gedagte het, dan besef ek maar goed, ek kan dit net kwadreer as 4 sin x minus 3 en sin x plus 2. Nou het ek twee faktore wat ek kan gelykstel aan 0. Ek het daai faktor gelyk en daai ene. Kom ons fokus eers op hierdie eerste ene. So ons kan nou sien dat sin x is 3 op 4 en ons weet mos dan nou dat sin het twee moontlike oplossings. Die eerste ene is net daai hoek plus 360k. Onthou dat ons moet sê k se element van die heelgetalle. Sit dit in ons sakrekenaar, ons kry daai oplossing. Die ander ene is 180 minus die inverse van sin en dit gee dan vir ons daai oplossing. Aan die ander kant, sin x plus 2 word sin x minus 2 en dit is mos onmoontlik. As jy dit in jou sakrekenaar sit, sal hy ook vir jou sê dat dit 'n math error is. So dit is dan nou die eerste ene. Die eerste ene was dat ons haal die gemeene faktor uit. Die tweede ouetjie kan ons faktoriseer, soos 'n normale 3 term kan ons hom faktoriseer. Die volgende ouetjie is 'n bietjie meer kompleks en dit herinner ons meer in terme van die enetjie wat ons altyd gekry het is x kwadraat plus 2xy plus y kwadraat. Dan word ek het hierso vir x en ek het hierso vir y. Nou die weggee van hierdie enetjie is altyd hierdie sogenaamde middelterm wat xy is. So as ons na hierdie ouetjie nou kyk hierso sal ons sien dat hy gee daai sin x cos x en hy gee die sin kwadraat. So al wat ons nou hier weet is dat ons kort ernstig kort ons vir cos kwadraat x. En ons kan sien dat hierso is 'n identiteit en dit is wat ons doen. Ons sê minus 2 maal 1. En ons weet mos dat 1 is die identiteit sin kwadraat x plus cos kwadraat x. So ek stel dit in, vereenvoudig dit, dan kry ons
minus 2 sin kwadraat x, tel gelyksoortige terme op, en nou het ek daai sogenaamde xy3 term, het ek wat ek kan faktoriseer. En ek gaan faktoriseer hom in sy 5x plus 2 cos en sin x minus cos x. En dit gee dan vir my dat ek my eerste outjie wat ek dan daar kan kry, ek stel terug en nou kom ons terug by gister waar ons daai 'n tan wil hê, so dan deel ons deur cos x aan beide kante, dan is tan x gelyk aan minus 2 oor 5 en ons weet dat tan het net een oplossing, dis die inverse van daai minus, so dis minus 21,8 grade plus 180 grade, en onthou k is 'n element van die heelgetalle. Die tweede oplossing is die sin x minus cos x, en ek vat die cos x, ek tel cos x aan beide kante by, en weer eens het ons dan nou die deel ons deur cos, sodat ons die tan kan kry, en tan is gelyk aan 1, en ons weet tan is 1 by 45 grade plus 180 k. So, dis die 3 kwadratiese metodes wat ons in gedagte hou. Die eerste ene is om 'n gemeene faktor uit te haal. Die tweede ene is om 'n normale 3 term te faktoriseer. En die vierde ene is daai x kwadraat, y kwadraat en xy wat ons hierso kan sien. En dan gebruik ons normaalweg daai identiteit om dit te kan kry, en dan kan ons dit faktoriseer. En ons sal dan opeindig dat ons met die sin cos vergelyking wat ons dan beweeg na die tan. Dit is so eenvoudig soos dit is. Die laaste verduideliking is wanneer ons tan x het, saam met sin x en cos x. Soos in hierdie geval het ons 3 cos x plus 2 tan x minus 1 is gelyk aan 6 sin x. Nou, die eenvoudige ding hierso is dat ons gaan hierdie tan x oorskryf as sin x oor cos x. Dit is wat ons gaan doen. En nou moet ons gaan en ons moet onthou dat ons moet nou daardie elke term met cos x vermenigvuldig, dan word dit die 3 cos x kwadraat. Daai bly net sin x, die minus 1 word minus 2 cos x, en hierdie word sin x cos x. Nou, al wat ons nou hier doen is, ons gaan nou, dis nog 'n ander metode van faktorisering wat ons kan gebruik, is om te groepeer. Ons groepeer ons sien hierso kan ons 'n cos uithaal as gemeene faktor. Hier sien ons kan ons 'n sin uithaal as gemeene faktor, so ons groepeer dit saam. Ons haal die cos x uit en ons kry 3 cos minus x. Hierso moet jy net mooi dink, as ons minus 2 sin x uithaal, dan gaan ons by dieselfde as daai uitkom. Want minus 2 sin x gedeel deur minus 6x gee vir my 3 cos x, en 2 sin x gedeel deur minus 2 sin x gee vir my minus 1. So dit gee vir my dieselfde daar. Ons kan dit uithaal as gemeene faktor, dan kry ons daai oor. So dit gee vir ons onmiddellik 2 faktore. Kom ons kyk na die linkerkantste faktor, wat 3 cos x minus 1 is. Ons kry dit 'n derde, onthou cos het 'n positiewe en 'n negatiewe oplossing. So ons stel die positiewe oplossing in, en ons stel die negatiewe oplossing in. En dit is die een kant. Onthou k is 'n element van die heelgetalle. Die regterkantste ene is cos x minus 2 sin x. So ons gaan nou opeindig met cos x is gelyk aan 2 sin. Nou onthou ons wil basies hê dat, en hierso is net so 'n klein foutjie wat ek wil regstel, daar moet 2 cos x wees. Ons wil hê dat hierdie moet vir ons 'n tan x gee. Daarom moet ons deel deur 2 cos x en deur 2 cos x. So dit gee dan nou vir ons 'n half, tan x is 'n half, en as ons dit gaan instel, dan is x die inverse van tan van 'n half, en dit is 26,6 en is 180 k. En dit is basies wat ons doen in die geval waar ons tan saam met sin en cos het. Al wat ons doen is, ons verander net die tan, en daai tan
identiteit en ons los dit op. So, om net terug te kom, ons doen oefening 20, alles, ons doen oefening 21, alles, en baie lekker dag vir julle verder.